Daarom wil ek vir julle lees uit Handelinge hoofstuk 10. Ons weet in hierdie gedeelte, die opskrif is die hoofman Cornelius. Vers 2 sê, hy met sy hele huis was vroom en godvreesend en het baie almoses aan die volk gegee en was altyd deur in die gebed tot God. Hy het duidelik in 'n gesig omtrent die 9de uur van die dag 'n engel van God na hom sien inkom en vir hom sê Cornelius, en hy het die oë op hom gehou en vol vrees gesê, wat is dit, my Heer? Toe antwoord hy hom, jou gebede en jou almoses het voor God in gedagtenis gekom. En vanmôre se tema is net 'n gedagte. Cornelius bevind homself waar hy 'n vroom lewenswandel, soveel so dat sy huisgesinne, sy diensknegte, sy soldate, almal het 'n vroom lewenswandel gehad. En in hierdie vrome lewenswandel skryf hy die woord vir my en omtrent die 9de uur. Die 9de uur, 3 uur die middag. En toe gaan kyk, wat beteken hierdie 9de uur? En dit was die uur van gebed gewees. As ek dit reg is, was dit Petrus hulle wat opgegaan het na die uur van gebed. 3 uur die middag. En sou dit interessant wees as ek vir julle gesê, kom ons kom 3 uur terug vir 'n uur van gebed. Hoeveel sou teruggekom het? Hoeveel sou bereid gewees het om weer hier te wees? Maar die uur van gebed, en hierdie woord skryf vir my, en hy sê, hy was altyd deur in gebed. Altyd deur. En ek wil vanmôre vir jou vra, wanneer laas was jy in gebed? Miskien vanoggend hou my veilig, ek is op pad kerk toe, of miskien vanoggend mag hierdie dag 'n geseënde dag wees, of miskien eers vanaand hou my veilig deur die nag. En met respek gesê het ons op 'n plek gekom waar ons die Here gebruik as 'n oorlewingsgids om die Here dag te kom en om die Here aan te hoor. Het ons nie op 'n plek gekom waar ons die Here dien
ten spyte van omstandighede nie. Here, al sal daar nie beeste nie krale wees, en al sal die olyfoes misluk, al sal die lande geen oes oplewer nie, daar geen druiwe aan die wingerd meer wees nie, nogtans sal ek in die Here jubel, sal jy in God my redder. Is die vraag van môre, wanneer laas was jy in gebed? Of moet ek dit eerder noem, wanneer laas was jy in intersessie gewees? Wanneer laas het jy werklik waar jou verootmoedig voor die Here, gesê, Here, ek kom en ek tap myself leeg voor U, sodat U my kan volmaak. Wanneer laas was daar werklik gebid, soos in hierdie stadium? En dis wat ek wil aanraak vanmôre. En daarom wil ek hê ons moet lees uit Matteus 17 vers 21. Matteus 17 vers 21 skryf die woord: maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. En nou klink dit vreemd. Want wanneer laas het ons gebid en wanneer laas het ons gevas? Wiese woord is dit hierdie? Kom ons lees die vers net voor dit. Vers 20 sê, en Jesus antwoord hulle, deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle in hierdie berg sê, gaan weg hiervandaan daarna toe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Vers 21, maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. Jesus sê, niks gaan vir julle onmoontlik wees nie, maar julle het nodig om te bid. Julle het nodig om te vas, sodat die volle werking en die volle krag van God in julle midde kan wees. Is julle bereid om te bid en te vas, om God se teenwoordigheid in ons gemeente te kan ervaar? Want julle sien, ons het so 'n hele ruk terug, dink dit was in 2025, was daar, en die boodskap is nou op YouTube, die boodskap getiteld, te veel hande. Almal wil hê en almal wil kom vat, maar niemand is bereid om saam die pad te stap nie. Almal wil kerk toe kom en almal wil 'n broodjie en almal wil 'n visie vir die week, maar niemand is bereid om die prediker se arms omhoog te hou nie. Niemand is bereid om vir hom in te tree en vir hom te bid nie. Hy het nie nodig om julle aan te moedig nie. Die gemeente moet dit self kan doen. Hierdie gedeelte gaan oor gebed, gaan oor die krag van God wanneer daar gebid word. En wil ek hê ons moet lees in 1 Samuel, hoofstuk 1. Vers 9 tot en met vers 19. Die woord van die Here skrywe, toe staan Hanna op, nadat hulle geëet en nadat hulle gedrink het in Silo, terwyl die priester Eli op die stoel sit by die deurpos van die tempel van die Here. En bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween. En sy het 'n gelofte gedoen en gesê, Here van die leerskare, as U waarlik die ellende van U diensmaagd aansien, en aan my dink, en U diensmaagd nie vergeet nie, maar U diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe,
en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. En toe sy lank gebid het voor die aangesig van die Here, en Eli op haar mond ag gee, want Hanna het in haar hart gespreek, net haar lippe het geroer, maar haar stem kon nie gehoor word nie. Het Eli gedink dat sy dronk was. En Eli sê vir haar, hoe lank wil jy jou soos 'n dronk mens gedra? Sit jou wyn van jou af weg. Maar Hanna antwoord en sê, nee my Heer, ek is 'n vrou, beswaard in my gemoed. Wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie. Maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Hou tog nie die dienares vir 'n deugniet nie, want vanweë my baie skorke en verdriet, het ek tot nou toe gespreek. En Eli antwoord en sê, gaan in vrede, en mag die God van Israel jou bene gee, wat jy van hom gebid het. Daarop sê sy, mag die dienares guns in die oë vind. Die vrou het toe daar weggegaan, en sy het geëet, en haar aangesig was anders. Toe het hulle die môre vroeg klaargemaak en voor die aangesig van die Here aanbid, en teruggegaan, en by die huis in Rama gekom. En Elkana het sy vrou Hanna beken, en die Here het aan haar gedink. En die tema, net 'n gedagte. En Hanna kom op 'n plek, waar sy sê, Here, ten spyte van wat die mense in die kerk van my dink, ten spyte van wat die priester by die deur sit en dink, gaan ek myself verootmoedig voor U, gaan ek myself uitstort voor U, sodat U my hart kan hoor. En julle kan die gedeelte weer gaan lees, die woord skryf en hulle het weer gaan eet, hulle het weer gaan bid. Dit was nie net een keer 'n gebed nie. Net soos Cornelius wat meer as een keer moes gebid het. Want die woord skryf, hy was altyd deur in gebed. Hoe jammer dat die kind van die Here bereid is om te bid, maar hy soek dadelik 'n deurbraak. Wees bereid om te volhard tot die einde. Ten spyte van, Here, al is daar nie 'n oes nie, en al is daar nie beeste nie, en al is die wingerd leeg, nogtans sal ek bid. Nogtans sal ek by die Here vertoef, nogtans sal ek wag op U roepstem. Maar ons is nie bereid nie, want al wat ons wil hê, is ons wil kom en ons wil 'n broodjie vat, en ons wil 'n visie vat, en ons wil weer huis toe gaan, en die res van die week op ons eie deur bring. Jesus self het gesê, dis nie my leer nie, dis nie die leer van 'n kerk nie. Jesus self het gesê, hierdie geslag gaan met niks anders deur, behalwe gebed en vas nie. En die woordskrywe, het hulle klaar gebid het. Toe het Elkana sy vrou Hanna beken. As jy gelees het, sy uit die Bybel geskrywe, sy was 'n diensmaag. En nadat hulle gebid het, geloof sonder werke, toon my jou werke en ek sal jou my geloof toon, toon my jou geloof en ek sal jou die werke toon, die twee loop saam. En nadat sy gebid het, bly sy nie net daar nie, sy staan op. Sy gaan oor tot in aksie, en die woordskrywe, en die Here het aan haar gedink. En toe die Here gedink het aan haar, toe is daar 'n seun, Samuel. Deur 'n gedagte. As ek jy was op die vloer van môre, het ek sê, Here, dink net van môre aan my. Dink net van môre aan ons gemeente. Dink net vanmôre, sodat daar nuwe lewe kan wees en dit in oorvloed.
situasie. En terwyl ons besig is met hierdie gedeelte, die Here het gedink, gaan ek kyk in die Thompson Chain Referencing Bible, wat beteken hierdie gedagte van die Here? Wat beteken dit, hierdie herinnering wat die Here het wanneer aan iemand dink? En dit vat my na Exodus, die 16de hoofstuk. Vers 32 tot 33. Hulle sal onthou vanoggend op die gemeentegroep het ek 'n foto geneem van die mis en gesê, dis besonderse weer. Dit was nie. Want by die kerk skyn die son nie mis. Hou dit in gedagte. Kom ons lees die woordskrywe in vers 32. Verder het Moses gesê, dit is die saak wat die Here beveel het. 'n gome vol moet daarvan bewaar word vir julle geslagte, dat hulle die brood kan sien, wat ek julle in die woestyn laat eet het, toe ek julle uit Egipte land uitgelei het. Vers 33, Moses sê toe vir Aaron, neem 'n kruik en gooi 'n gome vol manna daarin, en sit dit voor die aangesig van die Here neer, om dit vir julle geslagte te bewaar. Die manna, die woordskrywe, toe die doulaag opgetrek het in die woestyn, toe lê daar kos. Ek ry by die huis en is 'n mistige oggend en ek kan nie voor my sien nie. Toe ek hier kom, is die doulaag weg, is die mis weg. En ek weet, Here, daar is geestelike voedsel vanmôre. Die Here is in jou detail. Moet hom nie miskyk nie. Verder skryf in die woord, en hy sê dat Aaron het toe nou 'n gome vol van hierdie manna gevat, en onthou hy is die hoëpriester. En hy het gegaan en hy het dit voor die aangesig van die Here gaan neersit. Die Nuwe Testamentiese bedeling het hy die lewende brood, die lewende woord, naamlik Jesus Christus. Volgens Hebreërs, volgens die orde van Melchisedek, die hoëpriester. En stap hy in die troonkamer voor die aangesig van die Here en sê hy, hier is die manna, sodat daar lewe kan wees vir die nageslagte wat na ons sal wees. En het Jesus gekom om lewe te bring en dit in oorvloed. En Here, terwyl hy die manna is, en terwyl hy deur beweeg het, sê hy, soos wat die Here herinner word aan die manna, soos wat die Here weer 'n gedagte het van die brood wat lewe is en dit in oorvloed, so het hy gedink aan Hanna en sy het 'n seun gebaar. So het hy gedink aan Cornelius. En dis hoe die gedagte van die Here opgemeet kan word. As hy dink, is daar lewe. As hy voor hom kyk, staan Jesus. Hy sien ons nie raak nie, hy sien sy seun wat die prys betaal het, sodat daar lewe kan wees en dit in oorvloed. Terwyl ek vertoef in hierdie prentjie van die troonkamer, en terwyl ek besig is om te dink aan hoe hierdie troonkamer moontlik lyk, en ons 'n hoëpriester het, wat sy eie liggaam neem en sê, Vader, lewe en dit in oorvloed vir ons nageslagte, gaan die woord en hy vat my verder na die troonkamer toe. Openbaring 5 vers 8.
vers 8 skrywe. En toe hy, met 'n hoofletter, en toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sitters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. En Hanna en Cornelius en ook Alberta gemeente se gebede, almal sit van toe tot en met nou, is in weegskale voor die troon, om reukwerk te bring voor sy aangesig. Wie is ons om te dink, ons hoef nie te bid nie. Want wanneer ons bid, dan is daar 'n verandering in die troonkamer. Hanna, is jy dronk? Nee, ek is nie dronk nie, maar daar is iets wat gebeur is in die troonkamer by die Vader. Daar is lewe en dit in oorvloed. Ek is nie dronk nie en ek het nie sterk wyn nie. Al wat ek het is die troonkamer. Al wat ek het is die lam van God. Al wat ek het is hy wat die boek geneem het. En daar was verandering gewees tot in ewigheid. En as julle my nie glo nie, Openbaring 8, vers 3 tot 4. En 'n ander engel het gekom met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan, en baie reukwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. En 'n ander engel het gekom en hy het alles geneem en gesê, kom, nou gaan ons 'n reukwerk bring voor die aangesig van die Here. En hy het aan die brand. En die rook wat uitgaan, bring reukwerk. En as die neus ruik, die neus kan die ruik en die geur opneem, as die bruid nie vir ons sê, jy is besig om te ruik nie. As jy hierdie Bybel voel vanmôre, sê my brein vir my hand, jy is besig om te vat, jy is besig om te voel, dit is die tekstuur. En is dieselfde met al jou sintuie. En die reukwerk is 'n konnektasie aan die brein. En die gebed en die reukwerk laat die gedagtes van God aan die gang kom, sodat hy aan ons kan dink. En wie het vir jou gesê, jy mag nie bid nie, of jy hoef nie te bid nie? Daar gaan 'n oproering wees. Hoe vreeslik sal dit wees om in die troon te staan, die reukwerk te sien en te weet, ek het nie heel aan die offer nie. Gaan dit by julle los vanmôre. Het die saad in hierdie saailand kon lê. Die Gees kan bedien. En die oes behoort aan die Here. Alberta gemeente, die oes behoort aan die Here. Indien jy besluit om oor te gaan in gebed en vaste, as 'n gemeente voor God, onthou, die oes behoort aan die Here. Halleluja. Jeremia 33 vers 11.
die stem van vreugde en die stem van vrolikheid, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid, die stem die stem van die wat sê, loof die Here van die leerskare, want die Here is goed, want sy goedertierenheid is in ewigheid, van die wat 'n lofoffer bring in die huis van die Here, want ek sal die lot van die land verander, soos tevore, sê die Here.